September maand staan bekend as bewusmakingsmaand vir mondhygiëne en 'n navorsing gekoppel tot spesifiek tandvleissiektes. Sê daar is meer as 50 sistemiese toestande, onder andere hartsiektes, diabetes en swak swangerskap-uitkomste tot depressie wat jou tandvleisgesondheid kan affekteer. Nou die mondhygiëniste adviseer vir Ivo Health en GUM en ook 'n lid van die Mondhygiëne Vereniging van Suid-Afrika, Dirna Grobler, kuier vanmôre by ons. Ons praat bietjie oor mondhygiëne en die goedjies wat ons geleer het toe ons kinders was, wat dalk nie prakties meer eintlik is soos dit moet wees nie. Goeiemôre Dirna. Môre, wat 'n voorreg om met julle te gesels. Dis lekker om jou by ons te hê, Dirna. Ons moet praat oor die feit dat ons almal dink ons mondhygiëne is pragtig, totdat 'n mens besef, borsel 2 keer 'n dag, dan dink jy, ek doen dit. En dan besef jy, dit is nie meer genoeg nie. Ja, borsel ongelukkig, net borsel self is nie genoeg nie. Deur net te borsel, maak ons omtrent net 60% van die tandoppervlakte skoon. So daai oorige 40% is nou daai dele tussen die tande wat ons baie keer 'n bietjie nalat om mooi skoon te maak. Is tandvleissiektes werklik so algemeen en hoe ernstig is dit? Dit is regtig baie algemeen. Ons sien dit elke dag in die praktyk. En baie mense dink dat deur jou tande te borsel, die belangrikste ding is net om gaatjies te voorkom. Maar daar is so 'n groot koneksie tussen tandvleissiektes en soos julle nou net gesê het, ander sistemiese siektes. So deur na jou mond te kyk jy ook na jou algemene gesondheid. Jy praat van sistemiese siektes. Watter siektes is daar waaraan ook 'n mens se tandvleisgesondheid kan beïnvloed? Weet jy, die lys is so lank. Daar is 'n groot koneksie tussen tandvleissiektes en ander sistemiese siektes. Dis diabetes, hartprobleme, longprobleme, die lys is regtig baie lank. So weer eens, ek sê vir die pasiënte, kyk na jou tandvleis, want dit beïnvloed jou algemene gesondheid ook. Nou baie mense sal sê, okay, ek probeer floss 1 of 2 keer en dan hou hulle net op. Watter raad het jy vir daai mense? Weet jy, ja, dit is maar moeilik. Ons is almal mos maar net mense en om tussen die tande skoon te maak kan partykeer 'n bietjie lank vat of dis bietjie moeilik. So ons is geneig om moed op te gee. Maar moenie moed opgee nie, daar is hoop daar buite. Weet jy, daar's deesdae so klomp interessante goeders en wat ons kan gebruik. Ons het klein rubberstokkies wat ons tussen die tande kan gebruik, klein borseltjies wat lyk soos bottelborseltjies, ons het waterirrigeerders. So ek wil sê, gaan sien jou mondhygiënis, dit is waarvoor ons daar is, om jou te help om die regte ding te kry vir jou mond, wat die beste vir jou gaan werk en maklik is om te gebruik. Ja, want dit is vir party mense bietjie traumaties ook, nee, as hulle moet floss en skielik is daar 'n bloederigheid en dis nie lekker om te ervaar nie. Watse raad het jy vir sulke mense? Ja, en weet jy, ons is geneig, as ons sien daar's 'n bietjie bloeding, dan stop ons dadelik om tussenin skoon te maak, want jy dink dadelik, o genade, miskien het ek iets verkeerd gedoen. Maar as jy nie gereeld tussen jou tande skoonmaak nie, wat gebeur is, die plaak wat tussen die tande agterbly, veroorsaak 'n inflammasie of infeksie in die tandvleis. En as jy dan tussen die tande skoonmaak, en dan nou nie op 'n gereelde basis nie, dan kan daar 'n bietjie bloeding wees. Maar jy sal sien as jy aanhou tussenin skoonmaak, na 'n dag of 2 behoort die bloeding weg te gaan. As die bloeding nie weggaan nie, beteken dit dalk dat van daai plaak begin het om te versteen en jy dit dan nie self by die huis kan afhaal nie. En weer eens, dis waar ons oulike mondhygiëniste inkom, kom besoek ons dat ons jou kan help om daai versteende plaak en dan ook al die sagte plaak natuurlik te verwyder, dat jou mond mooi gesond kan bly. Is hierdie net vir volwassenes of vir kinders ook? Op watter ouderdom moet jy begin floss? Nee, hoorie, absoluut nie. Kinders is ook veronderstel om tussen hulle tande skoon te maak. Ek moet sê, so 'n paar jaar terug, voordat ek nou kinders gehad het, was ek nogal vreeslik uitgesproke gewees. En vir die ma's gesê, julle moet dit doen en julle moet dit doen. En toe ek nou my eie kinders het, toe kom ek agter, hoorie, maar dit is nou nie so maklik nie. So weer eens, daar's baie oulike goedjies daar buite wat ons kan gebruik om die kinders te help. Ons sê gewoonlik, sodra die tande almal aan mekaar raak, is dit 'n goeie tyd om hulle in die gewoonte te kry van tussen die tande skoon te maak.
In die gewoonte kry. Goed, so 2 keer 'n dag tandeborsel gewoonte. Hoe gereeld dan nou die tandeflos besigheid? Tussenin skoonmaak, 1 keer 'n dag is goed genoeg. Voor of nadat jy geborsel het, dit maak geen verskil nie. So jy het nou gepraat van daar's soveel toestelle wat mens kan kry. Hoe maak ek seker ek is nou nie oorweldig as ek nou daar staan en iets moet kies om my tande mee skoon te maak nie? Hoorie, dit kan nogal oorweldigend wees. Ek het baie keer gedink as ek so in die winkel loop en ek sien iemand staan so verdwaal voor die rak, is ek amper lus om baie keer om hulle te help. Maar daar's 'n paar basiese goeders. Eerstens, weer eens, dis vir ons mondhygiëniste inkom om julle te help om die regte produkte te kry vir jou mond. Maar as jy kyk na borsels, is dit altyd beter. Ek persoonlik is baie lief vir elektriese tandeborsels. Daar's fantastiese goeders deesdae daar buite. Daar's tot tandeborsels met skermpies op wat vir jou wys waar jy misgeborsel het. So ja, dit is regtig wonderlik. Hulle noem dit 'n ou clean, is 'n fantastiese tandeborsel. So daar's elektriese tandeborsels waarvoor ek baie lief is, maar as jy nog altyd gaan vir 'n gewone tandeborsel, is dit 100%, jy kan nog altyd jou tande baie deeglik skoon kry met dit. Probeer maar altyd 'n borsel kies met sagter hare, nie die harde hare nie, want daai harde oudjies, veral as jy geneig is om so 'n bietjie die tande te skrob, kan tandvleisresessie veroorsaak en sensitiwiteit. So gaan nou altyd vir 'n borsel wat liewer sagte hare het, en dan as jy kyk na ietsie om tussenin skoon te maak, kies vir jouself iets wat maklik is om te gebruik en vinnig, want ek kom agter dat pasiënte geneig is om dan liewer aan te gaan as hulle iets gebruik wat nie so ingewikkeld is nie. Byvoorbeeld floss. As jy sukkel om te floss, kyk vir ietsie anders om te gebruik. Ietsie anders soos wat, soos die stokkiekies met die flossie bo-op of hoe ook al? Ja, hoorie, ons het mos nou sulke klein borseltjies wat ons kan gebruik, wat lyk soos amper soos 'n klein bottelborseltjie. Jy steek hulle net tussen die tande in, hulle klomp verskillende groottes. Ons het van hierdie klein, wat soos 'n rubberstokkie amper is. Hulle is fantasties om te gebruik, ek self gebruik hulle. Ons kry die flos wat op hierdie handvatseltjie is, wat jy ook kan gebruik. Daar's regtig baie opsies daar buite. Nou, as ek nie tussen die tande skoon maak nie, wat gaan met my tandvleis gebeur op die lang termyn? So onthou, jou tande in die mond is een van baie min goed in jou lyf wat homself nie kan herstel nie. So dis 'n konstante oppervlak. So die plaak, as jy dit nie afhaal nie en jy los dit daar, dan bou dit op. Dit raak al hoe meer kompleks, dit raak al hoe dikker, dit bou op en dit raak al hoe moeiliker om dit te verwyder. Ons jong plaak op die tande is nie so gevaarlik nie. Onthou, ons het bakterieë in die mond nodig, né? Bakterieë is baie belangrik, maar ons kry goeie bakterieë en slegte bakterieë. En die slegte bakterieë huisves homself in 'n bakterie wat 'n ouer laagie plaak. So ons nuwe laagie plaak is nie so gevaarlik nie, maar dit is daai ouer plaak waarvoor ons moet versigtig wees. Dis hy wat die inflammasie veroorsaak, die infeksie veroorsaak en dan nou op die ou en gaatjies in jou tande ook kan veroorsaak. So as jy nie tussenin skoon maak nie, weet jy, dis gewoonlik een van die heel eerste plekke wat ons goedjies soos gaatjies of karies tussen die tande kry, en dan ook die tandvleissiektes begin baie keer tussen die tande. Wat is jou sleutelboodskap aan mense vandag, aan elke kyker wat vanoggend vir jou kyk? Weet jy, ek dink een van die grootste goed is, baie van ons borsel net nie lank genoeg nie. Ons spandeer nie genoeg tyd aan ons monde nie. So, ek wil sê, kry dalk vir jou 'n borsel wat tyd hou. Daar's baie van hulle wat jou help en sorg dat jy lank genoeg borsel. En weet jy, as jy een van daai begin gebruik, dan kom jy agter 2 minute voel nogal lank. Meeste van ons spandeer net ongelukkig nie genoeg tyd nie. Weet jy, ons tande is so kosbaar. Ons het net een stel. Hulle is so belangrik. En ja, so kyk na hulle. Baie dankie, Dirna, is baie lekker met te gesels. En dankie vir die bewusmaking. Ek is seker dit het baie mense gehelp. Baie dankie, dit was heerlik saam met julle, hoor. Ja, dis dan Dirna Grobelaar. Sy is 'n mondhygiëne adviseur vir Ivo Health en Gum en ook lid van die Mondhygiëniste Vereniging van Suid-Afrika. Flosse stukkie. As ons terugkom na die advertensiebreek, se tyd vir die nuus die weer in die markte.